Ek wil met julle iets deel wat nou die afgelope naweek gebeur het. Ons het een keer in die motorfiets gaan ry, dis nou ek en vroulief en vriend Kraai. En dit was nou, daar toe dit so erg warm was, julle verlede week het ons so vir 3 dae daai geweldige hittegolf wil ek amper sê gehad, hier reg oor die Weskaap. Die mense daar in die Namakwaland het tot 48 grade. En dit was in koelte 44 geweest, so dit was nogal warm. En in die Kaap is het, ek dink hier so by 38 op maar 40 rond. Ons het warm gekry, so een van die warm dae, so op die einde van die hittegolf, was ons 3 op die motorfiets, en ons het baie lekker, ons het vroegoggend gery, met die idee ons weer vroeg weer by die huis kan wees om die echte hitte te mis. Maar ek het hierdie geweldige interessante ondervinding gehad. Ons ry daar van Verliesdorp na die dam se kant, dis nou Theewaterskloof dam, met die idee ons gaan nou daar op die brug stop, en dan gaan ons daar piknik hou, en dis iets wat baie algemeen gebeur. Motorfietsryers doen dit, en voertuie stop daar, mense in hulle karre, en dis 'n baie mooi, jy weet, 'n geleentheid om mooi foto's te neem van die water, van die dam, en die omliggende berge. Dis absoluut asemrowend mooi, om dan nou daar te gaan staan, en foto's te neem, soos ons nou wou, gaan piknik hou daar, en dit het ons toe nou daar aangekom op pad, so toe, ry ons toe nou verby, waar daar op die linkerkant, toe staan dan nou 3 verkeerspolisiemannen se karre, redelike nuwerige karre, en op die regterhand staan daar so 'n wit kombi tipe van voertuig, en daar is 'n verkeersman wat by hom staan. Hy staan so half in die pad nog, is eintlik nie 'n goeie plek om af te trek nie, want daar is nie daar waar die pad eindig, daar so is dit op die geel lyn, so dis eintlik so 'n bietjie gevaarlik. Ek sit en kyk die ding so en sê, "Sjoe, dis dan nie die regte plek om mense af te trek nie," maar ek ry net so, weet seker so 500 meter verder, sien ek, hier staan nog 2 van hulle. Hulle staan ook hard teen die pad, maar so ry ons nou verby, en ons gaan nou aan, ons kom uiteindelik daar by die dam aan, en ons stop daar teen die brug, en ek het daar so 'n filmpie gemaak van die mooi dam en die berge en goed, so 'n videoetjie geneem, en ek het dadelik het ons nog piknikgoedjies uitgepak, en ons is daar so op die reëling so half 'n tipe van 'n bord ook gewees, waarop ons die broodjies en die koffie en die goed gesit het. Ag, ons het toch net so 1 broodjie geëet, en die volgende oomblik, toe kom daar dan 'n stroomkarre aan, maar dis nou daai 5 verkeerspolisiekarre, kom hulle by ons, en die voorste ene kom jaag daar by ons verby, en hy kom stop so voor, en hy trek so ter, ek kyk die besigheid toe, die ou klim uit, en hy staan so bakkant voor my, ek sê dink toe, hierdie ou kom blok nou van my, ek weet nie of hy nou bang is, ek gaan vir hom wegjaag nie, terwyl ek nou die broodjie in die hand staan nie, en die koppie koffie in die ander een, en toe weer terugkyk, aan die ander kant, staan al 4 karre hier, en dis ook nie lankie toe, so as vir 'n formasie staan, die eerste kar, daar staan toe 2 ouens besig om die kar, en toe kom, en dan die ander karre staan nou, weet so in die tweede en die derde linie, en ek dink hulle was seker so 7 of 8 van hulle, en in die volgende op toe kom daar nou 1 van hulle, kom nou, en stap na ons toe nou, en hy so in ons gesig, jy weet, en hy praat met ons, ek kry so half daar, hier sien ons daai goed op YouTube, of op televisie, op die nuus, en ek kry soke koue rillings van myself, jy weet, ek moes nou maar nie meer 'n jong man nie, en my vrou moes nou, 'n vrou, en my vriend Kraai al 71, so, jy weet, ons is 'n sagte teikens, kan jy sê, en nou ja, en die ouste is so half kort af met ons, en vrou aan, en waar is julle op pad? Ek sê van nee, meneer, ek besef toe, ek moet nou baie saggies hier praat, en baie versigtig wees, ek moet nou vir myself inhou, en ek sê van nee, meneer, ons ry net vir die lekkerte, ons motorfietsryers doen dit. Hy kon dit nie verstaan, dink ek so vir myself, is verkeersman, het hy nog nooit motorfietsryers op die pad gesien, ek weet nie, maar nietemin, ek sê toe ook later vir hom, maar alle motorfietsryers kom stop hier, karre en allemaal, hulle kom stop hier, dis, wat ons doen is nie uniek, dis 'n half aanvaarbare ding dat jy op die dam kom stop, en foto's neem, piknik hou en weer ry, staan ons dan nie heel dag daar nie, en voertuie wat oor die brug ry, altyd, is baie veiligheidsbewus, en ons kyk bestaan mooi uit vir die voertuie en alles, maar nie, ek sê toe van dadelijk, nie meneer, ons sal dadelijk ry, en ons begin sommer dadelijk op te pak, en nou ja, dis toe dat hulle sien, maar hulle gaan nou nie van ons moeilikheid kry nie, en ons stem dus sommer dadelijk, en ek vraag nog vir jou, kan ons maar daar net aan die ander kant van die brug, daar kan ons maar daar stop, en piknik, hy sê vir my, dis reg, en jy kan daar gaan stop, en so ry ons toe nou, pak op, maar jy weet, dit was ook nog goed, dan moet jy al die broodjies inpak, en die koffie wat nog
nog nie leeg gedrink is hier, en die goed val om die motorfiets, en dan moet jy dit mooi veilig verpak. En toe gaan stop ons nou daar, toe is dit nou nie 'n lekker stopplekkie, toe so veilig aangereid, dus daar stopplek gekry, ons het lekker piknik gehou daar, en toe huis toe gekom. Maar ek het na die tyd so daaroor gedink, gis, wat het eintlik nou hier gebeur? En toe ek nou mooi daaroor gedink het, toe kom ek agter, maar dit was dalk net 'n oefening gewees, om te kyk hoe hulle nou in so 'n situasie nou die manoeuvres sal uitvoer, maar dit was nogals, weet, ons is 2 motorfietsse en 3 mense, ons is nie meer jonk en hier kom daai force hier op ons af, en so as hulle nou hier so die grootste kriminele in die land het hulle nou vastgetrek, so dit vir my gevoel, ja, dit is nou nie so nie, maar nietemin, ek wou dit net vertel, dit was nou 'n baie eienaardige belewenis gewees, so alles op die motorfiets is nou ook altyd so nie. Interessant is dat hier tydens die wêreldbeker toernooi het hulle in die maand voor dit en tydens die toernooi was ek op die motorfiets 28 keer afgetrek om my lisensie te kyk. Ek het hulle getel. En toe ek nou by nommer 28 kom, toe vra ek vir die verkeersman wat my afgetrek het. Nee, hoekom? Ek het julle in die afgelope maand 4 weke het julle my nou al 28 keer afgetrek. Hoekom doen julle dit? Is daar iets verkeerd of is dit nou maar soos dit werk? En hy sê vir my, meneer, dit is nou so, as hulle 'n motorfietsryer sien, dan trek hulle ons af. Ek vra nou, hoekom so? Hy sê, die meeste, of 'n klomp van die motorfietsryers het nie lisensie nie. Nou ja, dit het toe vir my sin gemaak. Nou ja, ek kan nou elke keer nog my lisensie kon gewys het, en hulle het my laat ry, en daar was absoluut geen probleme gewees nie, maar interessant, as 'n mens sulke goed deurmaak, en dit is die eerste keer wat ek toe nou in so 'n halfdure kon fooi, weet omring was, en waar hulle my geblok het, en van alle kante af, jy kan sien hoe hulle tweede en die derde linie gevorm, in geval, daar nou moeilikheid is, of dien ek nou so moeilikheid maak, of wat ook al gebeur het. Het was nog net 'n eienaardige ondervinding.